Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U, al die lof, al die eer, al die aanbidding. Amen. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van Jesus ons Here, en van die Gees van God, ons leidsman. Amen. Verlede week was reeds die eerste van my 2 afskeidsboodskappe. Dit was die laaste gewees van uit die boek Johannes, die ek is uitsprake van Jesus. Ek is die ware wingerdstok. Hy is die wingerdstok. Ons is die lote. En as ons in hom bly, dra ons baie vrug. Maar het jy daaroor gedink, ek het dit verlede week nie so genoem nie. Die wingerdstok kan niks anders gee as wat hy self is nie. En dis al wat in die lote kan ingaan, wat uit die wingerdstok uitkom. En dus is dit al vrug wat gedra kan word. Jesus is die wingerdstok. Hy stoot sy voeding homself in sy lote, in sy kinders in. En hulle kan geen ander vrug dra as wat hy is nie. Nou die 7 uitsprake van Jesus is pastoraal in Johannes. Dis hoe hy uitreik na mense toe. Dis hoe hy vir hulle herder is. Dis hoe hy vir hulle die opstanding en die lewe is. Dis hoe hy vir hulle lig is. Maar daar is iets anders ook. Ek wil hê ons moet baie vinnig net kyk na die 7 uitsprake weer van die ek is. Voor ons daarna kyk, onthou maar net hoe Jesus homself geopenbaar het, in die vorm van die engel, die God wat verskyn het aan Moses, Eksodus 4 vers 13, sê vir die volk, ek is, gaan saam met jou. En dan sê Jesus, Johannes 8 vers 58, voor Abraham was, is ek. Nou, ek wil my beklemtoning daarop lê vanoggend, ek is. Kom ons kyk net vinnig. Ek gaan probeer verduidelik. Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. En dan verwys hy na die Ou Testament, daar waar God manna gegee het vir die volk. Daar waar hulle behoefte gehad het aan manna, aan brood uit die hemel uit. Dan gee hy dit vir hulle. Ek is die God wat by julle staan hier in die woestyn. En dan bevestig Jesus dat hy daai selfde God is, deur 2 keer brood te vermeerder. 2 keer as die volk, die volgelinge wat nou om toe kom as hulle honger is, gee vir hulle brood. Maar die manna het opgehou. Die mense wat die wonderbrood geëet het weer honger gekry. Hy sê, ek is die brood. Hy is die altyd teenwoordige ene. Die wonderwerke gaan verby. Die manna hou op. Die vermeerdering van die brood hou maar net vir 'n rukkie. Maar ek is altyd daar. Let op na die volgende een ook. Ek is die lig vir die wêreld. Hy het 'n arme man wat blind gebore is, weer laat sien. Maar daai man het gesterf en sy oë het vergaan. Dit wat hy daar gedoen het, was tydelik gewees. Maar hy is die teenwoordige en hy gee vandag nog steeds. Net soveel as daardie tyd gee hy vandag nog steeds lig vir mense. Ek is die lig vir die wêreld. Kyk na die volgende een ook. Linda, ek wonder, jy kan nou maar net vir my aangaan. Ek weet nou nie wat is nou die. Ek is die ingang vir die skape. Hy bly dit altyd. Moet nooit vergeet nie.
As jy by God wil uitkom, hy is die ingang. Jy kan altyd deur hom, deur al dit wat hy gedoen het, deur sy lewe wat hy gegee het, die prys wat hy betaal het, hy is altyd die ingang. Die volgende, kom ons kyk die volgende ene. Ek is die ingang vir die skape, die volgende ene. Ek is die opstanding en die lewe. Hy maak altyd 'n verskil. Nou sit jy in 'n moeilike situasie wat jy nie weet wat nie. Ek is die opstanding. Ek kan uit die dood, ek kan uit die onmoontlikheid, kan ek 'n verandering maak. Kom ons kyk die volgende ene. Ek is die opstanding en die lewe. Kom ons kyk die volgende ene. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Ek is die ware wingerdstok. Wat is net gesê. Hy gee lewe. Hy gee onophoudelik, gee hy lewe. Alles pastoraal. Dis bedoel vir ons tyd. Want hierdie wingerdstok, hy het 'n paar ure daarna gelewe toe sy dood. So dit was nie regtig bedoel vir daardie tyd nie. Dis bedoel vir nou. Vir ons. Hier in Koppies, of waar ons ook al is. Hy is die een wat voortdurend lewe gee. Hy is dit. Pastoraal. Iemand wat omgee. God wat as ware sy arme om met sy skouers sit en sê, ek is dit vir jou. Maar, dis nie al nie. Ek het gedink in my voorbereiding en my nadenke, dit sal onbillik wees om hier so te eindig. Hy is pastoraal, maar weet julle, hy is ook die Almagtige. Hy is die alomteenwoordige. Hy is die groot God. Daarom het ek gedink, die boeke Openbaring, party mense sien ook 7 ek is uitsprake daar. Julle kan self dit gaan Google, gaan kyk daarna, gaan soek in die Bybel, gaan lees self Openbaring, dit gaan vir jou 1 uur of 2 neem om het raak te sien. Maar Openbaring kom Jesus ook en dan sê hy, ek is. Maar ek wil julle moet oplet aan wat hy is. Die volgende ene. Ek is die Alfa en die Omega. En dis waaroor my boodskap gaan vanoggend. Ek is die Alfa en die Omega. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Wanneer hy in Openbaring hoofstuk 1 in Johannes verskyn, dan sê Johannes nie vir hom, ai, Jesus is lekker mee te sien nie. Nee, soos 'n dooie val hy voor sy voete neer. En hy is bewus van hierdie almag, van hierdie heiligheid, van hierdie grootheid, van wat Jesus in sy werklikheid is. En ek wil hê ons moet dit baie mooi raak sien. Hy sê ek is die Alfa en die Omega. En ons weet mos wat dit beteken, ek gaan nie veel daarop ingaan nie. Elke letter, elke woord, elke gedagte word deur die alfabet gevorm, van A tot Z, en alles tussenin. Hy sê ek is dit, in my almag, en ek is die een wat heers. Hy sê, hy wat is en wat was en wat kom, deur te sê, die altyd teenwoordige, die Almagtige. En dan begin Openbaring en dan verduidelik hy dit. En ek wil hê ons moet dit baie mooi oplet wat ek nou vir julle sê. Hy wat die Almagtige is, hy openbaar homself aan 7 gemeentes. Nou ek gaan nie na al die 7 gemeentes kyk nie, maar ek wil hê jy moet raak sien. Een gemeente is arm, ander gemeente is verdeeld, ander gemeente kom dit kort, ander gemeente is vol van homself, ander gemeente word vervolg, ander gemeente is onseker van homself. Nou sê die Almagtige,
Ek is God van daardie gemeentes. En is hy, die Almagtige, die Alfa en die Omega, wat tussen die 7 gemeentes rondbeweeg en met hulle praat. Hoor mooi wat ek vir u sê. Die Almagtige God kies om homself te openbaar aan eenvoudige, klein, volfout gemeentes. En dan sê hy, dis waar ek myself wil verheerlik. En onder daardie eenvoudige mense. Ek dink nie een van die gemeentes was so groot soos Koppies, enige van Koppies se 2 gemeentes nie. Dit was klein gemeentetjies gewees. En tog sê die Here, dis hoe ek my koninkryk laat kom. Hy is die stam, hy is die wingerdstok. Hy stoot deur van dit wat hy is. Hy wat in die stofstrate van Judea gestap het. Hy wat honger met tye was. Hy wat moeg agter in 'n bootjie gelê en slaap het. Dis hoe hy kom en die almag van God bekend maak. En dis hoe hy kies om in 'n gemeente te werk. Moet dit nooit vergeet nie. Moet nooit minderwaardig voel en sê, ons maak nie saak nie. God, die Almagtige, hy kies, die Alfa en die Omega, hy wat is en hy wat was, hy wat die Almagtige is, kies om homself te openbaar in 7 eenvoudige gemeentes. Hy sê nie alles wat hulle doen is reg nie. Hy waarsku en sê, as julle nie bekeer nie, gaan ek julle lampstander wegvat. Maar dis waar hy werk. Moet dit nooit vergeet nie. Dis waar hy werk. Die gemeente wat die grootste kritiek ontvang het van hy 7 gemeentes, is die wat gesê het, ek is ryk en ek is voldaan, ek het alles wat nodig het. Hy kies om homself te openbaar in die eenvoudige. Dis die een gedeelte van openbaring. Van hoofstuk 4 af verander dit. Hoofstuk 4 is eers die beeld van die hemel, van die troon van God, van al die heerlikheid daarvan, die engele wat daar is, en alles wat daar is. Die heerlikheid van God, hy self word nie beskryf nie, want hy is onsienlik. Maar die troon wat daar is, en al die heerlikheid wat daar is, word eers bekendgestel. Dan sê hy, moenie vergeet wie ek is nie. Ek is die Almagtige. En dan, hy werk die 7 gemeentetjies, maar dan gaan dit agter die grens. Terwyl hy 7 gemeentetjies besig is om met 'n moeite bestaan te maak, omdat hulle klein en swak is, dan word die gordyn vir ons oopgetrek. En dan word daar vertel, en ek vat nou saam, en ek maak dit nou baie kort. Dan word daar vertel van die magte wat aan die gang is. Die Satan en sy engele magte, die bose wat daar is. Die duiwels, die Satan, die dier uit die see, die diere op die land, die vals profeet. Hy sê, al daai dinge is in die gang. Die wêreldmagte wat met hulle finansies kom. Rome, en ek weet Babylon, en weet nie almal nie. Al daardie magte is met hulle finansies, en hulle leermagte, en alles is hulle besig. En die kerk, Openbaring hoofstuk 12, moet vlug in die woestyn in. Want dit is maar 7 eenvoudige gemeentes. Maar dan vertel hy verder. Dan sê hy, dan kom hy, en dan behaal hy die oorwinning. Dan word die Satan, en die dier, en die owerspelige vrou, die prostituut, word almal in die verderf gewerp. En dan word die kerk uitgenooi. En dan sit daar die eenvoudige Christene, daar die jong mense, of daar die ou mense,
wat met moeite kerk te kom, en as dit maar altyd die eenvoudige paartjies. Party mense sê mos, same simple 7. Ons het dit oral in ons gemeente gekry, 'n klein groepie mense. Wat party mense neerhaal en sê, same simple 7. Hulle wat altyd maar daar is. Maar in God se oë is nie same simple 7 nie. Dis 'n precious few. Dis 'n kosbare klein groepie. En jy wat altyd agterbly om skottelgoed te was, as almal weg is, stoele reg te skryf. Jy wat maar altyd gaan en maar weer gaan opruim. Jou rug raak seer en jou ouderdom is tel teen jou. En jy dink, dit tel nie. Wat 'n verskil maak. Elke Sondag is ons minder. Nee, sê hy. Hy roep jou uit. En hy sê vir jou, jy behoort aan my. Almal sal erken dat ek jou lief gehad het. Ou Lazarus, vol seer word hy weggeneem. Maar die volgende oomblik sien jy hom in 'n ereposisie, die skoot van Abraham. Kosbaar in die Here se oë. En dis dan die tweede, ek is uitspraak van Jesus. Openbaring 21 vers 6, verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Nou, dit het nog nie klaar gebeur nie. Want die wederkoms het nog nie gekom nie. Dit het na die tyd nog nie gekom nie. Maar dit is so seker, dat hy wat nie kan lieg nie, hy wat die weg, die waarheid en die lewe is, dit is so seker, dat hy terugkyk en sê, dit het klaar gebeur. Die wêreld en sy owerspeligheid, die wêreld met sy dwaalleringe, die wêreld met sy hoogmoed, is almal in die put van vuur en gegooi, in die verderf en gegooi. En die kinders van die Here is verhoog. En hulle sit aan in die bruilofsmaaltyd van die Lam. Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Wat ek sê, gebeur. Ek het nie die laaste sê nie, ek het die enigste sê. En dan kom hulle met wat hulle ook al het, al hulle uitsprake en hulle arrogansie. Daarvan bly niks oor nie. Ek sê hulle nou, wat is dit? Is die ding nou weer reg? Baie dankie. Hy het die oorwinning behaal. Dit het klaar gebeur. En so seker as wat ek en jy vanoggend hier is, so wat jy hier sit, meer seker is dit. Die oordeel van die wêreld is op pad. Die slegte vrou sal haar straf kry. Die owerspelige vrou, die valse kerk, sal gestraf word. En die kinders van die Here sal hulle oorwinning kry. Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Elkeen wat dors het sal te kry, sal ek te drinke gee die fontein met die water van die lewe verniet. Hy kom en hy gee sy lof. Hy kom gee dit wat hy beloof het. En hy wat die Almagtige is, dit wat hy beloof het, al lyk dit vir jou onmoontlik, hy sal dit letterlik waar maak. En elkeen van sy kinders se lewens sal hy die oorwinning gee. Dit het klaar gebeur. So sê die ek is. Hy wat altyd teenwoordig is. Ons hoef nie vir hom te bid en vir hom te vra dat hy hier moet wees nie. Hy is hier. Hy was nog altyd hier gewees. Ons sien hom net nie raak nie, maar hy is hier. En hy is die oorwinnaar. Dit het klaar gebeur, sê hy.
Die derde keer. 3 keer word sê God, hy sê die Alfa die Omega. Die eerste 2 kere is eintlik die Vader. Soos dat Openbaring, Genesis, Exodus 4 vers 13 gesê het, waar die Vader gesê het, ek is. Was dit die Vader in die begin, maar nou kom Jesus. Openbaring 22 vers 12. Kyk, ek kom. En ek bring die loon saam met my, om elke te beloon vir wat hy gedoen het. Hy sê, moenie dat jou linkerhand weet wat jou regterhand doen nie. As jy goed doen, gaan doen dit daar waar niemand dit sien nie. Aan wie? Aan hulle wat niks vir jou kan terugdoen nie. Wees jy rein. As jy voor die TV sit jy dit af. As daar iets is wat jy wil, het struikel deur pornografie. As daar iets is, wees jy getrou. Hy beloof. Hy gaan jou beloon. En om dan deur hom beloon te word. Hoe anders gaan dit nie wees nie. Hoe kosbaar gaan dit nie wees nie. As ons van hom af die beloning ontvang. Let op wat staan verder. Ek is die Alfa en die Omega. Die eerste, die laaste, die begin en die einde. Geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle kan reg op die boom van die lewe, deur die poort in die stad kan ingaan. Ek wil net een ding, ek het nou gewonder of ek die skyfie so ver sou vat of nie. Hy sê, buitekant is die oorspelig is. Buitekant is die sondaars. Vandag is ander dae, soos dit nog altyd was. Jy weet nie as iemand jou in die oë kyk of hy besig is om vir jou te lieg nie. Jy weet nie of hy jou gaan benadeel nie. Hy praat nou mooi met jou en net hy doen iets anders. Ons kan niemand vertrou nie. Maar weet jy, hy beloof. Hy sê daar kom 'n geleentheid, daar kom 'n tyd dat al daardie mense buite gaan wees. En in hierdie opsig bedoel hy dit nie op hulle straf nie. Ja, hulle ontvang hulle straf. Maar dit beteken, jy kan die heerlikheid geniet. Niemand gaan jou benadeel nie. Niemand gaan van jou vat wat jou nou is nie. Niemand gaan jou seer maak nie. Alle trane gaan afgedroog wees. Jy kan volkome rus. Volkome ontspan. Want buitekant is al die slegtes. Die wat daar is lief vir die lam. En hy het hulle skoon gewas met hulle bloed. En dan eindig hy dit deur te sê, die ek is. Hy sê, so seker as wat ek daar was met die oordeel, so seker as wat ek daar was om die gemeente, om die gemeente by te staan, so seker as wat ek daar is om brood te gee, om lig te gee. Net so seker kom ek nou op hierdie oomblik, in die tyd, en ek sê vir jou, kom. Hy roep jou en hy sê vir jou, kom. Maak nie saak hoe jy lyk nie. Maak nie saak wat gebeur het in die verlede nie. Jy kan jou klere was. Jy kan al jou sonde bring, jy kan dit was in die bloed van die lam. Jy kan skoon en rein wees. Hy het dit gesê in die tyd van Openbaring. Maar hy is, soos wat hy daardie tyd was, nou is hy nou nog steeds. En kom sy uitnodiging na jou toe en sê, kom wees dit. Ek is pastoraal, maar ek is ook die magtige God, die getroue ene, voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely. Moet dit nooit vergeet nie. Wanneer jy kerk is, moenie raak sien in die eenvoud van die kerk en die kleine van getalle nie. Sien hom raak, wat die Alfa en die Omega is. Sien hom raak,
wie se beloning onveranderlik is. Het is tyd om af te sluit. Maar ek wens jy kan sien wat in my hart is. Hoe daar 'n verlange by my is dat jy vir hom sal raak sien. Wat die Alfa en die Omega is. Die eerste, die laaste. Hy wat was, wat is en wat sal kom. Die ewige, die almagtige. Mag die Here vir ons genade gee. Mag hy vir Koppies weltevrede en Koppies moedergemeente sy genade gee. As ek aan die keer weggaan, is ons werk nie klaar nie. Ons het saad gesaai. En dit wat volgens die woord en die waarheid was, sal nie leeg terugkeer nie. Dit sal vrug dra. Mag hy in ons of in julle lewens verheerlik word. Here, U wat die almagtige is, die alwyse is. U weet. U het ons elke keer gebring op die punt waar ons is. Die gemeente soos wat hy lyk. Ons waar ons is. Waar dit tot ziens is. U is die alwyse ene, Here. En ons gee onsself in U hande. Ons bid dan, Here, dat U die gemeente se genade gee om aan U getrou te wees. Vir elkeen van ons individueel, Here, help ons dat ons raak sien, dat U ook vir ons alles is wat ons nodig het. Ons eer U daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Ons bid nou, dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die leiding van die Gees van God, ons deel sal wees. Amen.